Ek gaan vra dat u Bybel saam met my sal oopmaak vanaand by Psalm 1. Psalm 1. En ons gaan daar die hele Psalm met mekaar saam lees. En terwille van ons kasetluisteraars, ons is vanaand by hierdie pragtige mense in Port Elizabeth. En Vader is ook besig om met sy gees op 'n pragtige manier ook in hierdie deel van ons land te werk, en ons prys hom daarvoor. U gaan na vanaand nie weer dieselfde wees nie. Vader se gees is hier, die engele is hier, sy naam is oor hierdie vergadering vanaand uitgeroep. Die sal geen demoniese mag vanaand kan bestaan voor die aanslag van die Heilige Gees, voor die krag wat daar is in sy naam nie. Ek weier dat mense wat gebind hier ingekom het, gebind hier sal uitgaan. Ek weier dat mense wat siek hier ingekom het, siek sal uitgaan. Ek weier dat mense wat vanaand hier is en ongered ingekom het, ongered hier sal uitgaan. Ek vertrou Vader dat hy deur sy gees vanaand vir u sal gryp en 'n groot en 'n wonderlike werk in u hart sal doen. Al hierdie dinge waarvan ek nou gepraat het, genesing, redding, verlossing, vrymaking, dit behoort aan sy volk. Dis u sin, dis die brood van die kinders. En moenie laat Satan u beroof nie. Moenie laat Satan u weghou van dit wat aan u behoort. Psalm 1 sê, welgeluksalig of geseënd is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van Jahwe, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want Jahwe ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ek wil graag vanaand met u praat, en ook almal wat na die video sal kyk of na die kaset sal luister, oor die lengte en die breedte van ons land, oor 'n onderwerp wat vir my baie naby aan my hart lê, veral in hierdie tyd waarin ons lewe, waar ons volk gedruk word, waar ons volk leiding nodig het, waar ons volk 'n besoeking nodig het van die Almagtige. Waar ons in hierdie tyd leef, het ons nodig om te weet, wat is daar wat die Almagtige tot ons beskikking gestel het, sodat ons bokant hierdie magte van duisternis wat ons omring van alle fronte en kante, hoe ons bo dit kan lewe en daaroor kan triomfeer. Ek wil vanaand met u praat oor die krag van die woord. Oor die krag van die woord. Ons word vanaand as 'n volk omring en omsingel deur die raad van die goddelose. Psalm 1 sê, geseënd is hy wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. Die goddelose is nie so seer vanaand die Xhosa en die Indiër en die Zulu nie. Die goddelose waarvan hy hier praat is die goddelose onder sy volk. Hulle wat afgewyk het van sy weë, hulle wat afgewyk het van sy woord, en hulle wat hom nie dien uit hulle harte nie. Satan is baie slim, en hy weet dat as hy hierdie volk in die hande kan kry om sy wil te doen, dan is die verwoesting baie groter. En daarom is ons te midde van 'n volk waar Satan dit reg gekry het om beheer te kry oor so baie van ons mense se denke. En Satan se raad word uitgebasyn op die televisie. Satan se raad word uitgebasyn oor die radio. Satan se raad word uitgebasyn van elke hoek en kant van ons mooi, pragtige land en in ons blanke westerse protestantse nasies se wêrelde wat al meer begin neig na die afgrond en die donkerheid.
Satan het reg gekry om vir ons raad te gee oor ons huwelike. Satan het dit reg gekry om vir ons raad te gee vir ons jong mense, vir ons finansies, vir ons as 'n land, as 'n volk. Die raad van die goddelose omring ons, en ons mense volg die raad van die goddelose. Die raad van die goddelose onder ons jong mense het hulle op 'n spoor gevat van dwelm, verslawing en die okkultisme. Die raad van die goddelose onder ons jong mense het hulle op die pad gesit van vermenging en verbastering. Die raad van die goddelose het ons as 'n volk by 'n plek gebring waar ons met 'n afgewaterde godsdienst sit waarin daar geen krag is nie. Waar die misleiding op elke gebied in ons lewe die oorhand gekry het. Ons volk is in 'n desperate toestand as gevolg van die raad van die goddelose. Die Bybel noem dit die wysheid van hierdie wêreld. Jakobus hoofstuk 3 vers 15 sê dit is aards, dit is natuurlik en dit is duiwels. Ons kan nie ons huise inrig volgens die raad van die goddelose nie. Ons kan nie ons lewe inrig volgens die raad van die goddelose nie. Ons kan nie ons besigheid inrig volgens die raad van die goddelose nie. Ons kan nie as 'n volk rigting en koers kry volgens die raad van die goddelose nie. Tereg sê Jakobus, dis duiwels, dis aards en dis natuurlik. Dis waarom ons met alle mag tot ons beskikking in hierdie tyd 'n banier moet ophef. Een van die name van Jahwe is Jahwe Nissi, waar hy sê Jahwe is ons banier. Jahwe sal vir ons veg. Ons kan nie passief staan as 'n volk in hierdie tyd waarin ons leef nie. Vir die afgelope 20 jaar het daar 'n rasseskrede plaasgevind, 'n geweldige toename in huweliksongelukkigheid, in kinders wat verslaaf en gebind is, in gebroke huise, in stikkende mense, morele standaarde is oorboord gegooi. Ons volk is op die pad gesit van waar ons die godsdienste van die wêreld moet akkommodeer en daarvoor moet ruimte maak, waar ons die heiden ter wille moet wees, waar ons al meer liberaal begin raak het in ons denke en in ons optrede. Die raad van die goddelose het ons stadig maar seker begin bederf tot in ons diepste wese, en ons volk sit gevange, nie net onder 'n ANC regering wat oor ons heers en wat vir ons geen genade en barmhartigheid het nie, maar ons sit ook in gevangenskap van sonde en ongeregtigheid en immoraliteit en misleiding, en ons volk skree vir die raad van Jahwe. Ons volk skree vir die raad van die Almagtige, wat ons sal vrymaak en wat ons sal losmaak. U wat kinders het, u wat gesinne het, u wat lief is vir hierdie volk, u wat omgee vir u mense. U sal weet waarvan ek praat vanaand, want u dit self miskien al op 'n gebied beleef en ervaar in u lewe, dat Satan se raad demonies is, dat dit ons bind, dat dit ons afbreek, dat dit ons vernietig. Die raad van Elohim is die teenvoeter vir Satan, en Satan haat dit. Daarom haat hy sy woord, hy haat Jahwe se woord, want hierdie woord bevat sy raad. En ek wil vanaand oor die krag van hierdie raad praat, die krag van hierdie woord, om vir u los te maak, en vir u vry te maak, en vir u te sit op 'n pad van heerlike vryheid en oorwinning. Psalm 1 sê, dat die raad van Jahwe sal die teenoorgestelde uitwerking hê as die raad van die goddelose. Hy sê, jy's geseënd as jy nie wandel in die raad van die goddelose nie. Wat doen die raad van die goddelose? Waar agter Satan sit? Wat se raad is dit wat sê jong mense moet hulle maagdelikheid prys gee en saam bly? Wat se raad is dit wat sê ons moet verbaster en vermeng? Wat se raad is dit wat sê jy met jou naaste verneek in besigheid? En so kan ek aangaan vanaand. Wat se raad is dit wat oor die televisie kom waar sê man kan met man trou, en swart kan met wit trou, en vrou kan met vrou trou? Wat se raad is dit? Wat se raad is dit wat na ons toe kom, moord en doodslag in amper elke rolprent waarna jy kyk, en oneerlikheid? En ek wil nie vanaand op die negatiewe konsentreer nie, want ek wil vir u die raad van Jahwe wys. Kan u nou verstaan hoekom is ons huwelike in die moeilikheid?
Kan jy nou verstaan hoekom is ons as 'n volk in die moeilikheid? Kan jy nou verstaan hoekom is ons jong mense in die moeilikheid? Ons kan nie net gaan sit en toelaat dat dit in daai pad en daai rigting loop. Ons moet 'n banier ophef. Ons moet 'n banier oprig. Satan vrees Jahwe se woord gepreek onder die salwing van die Heilige Gees meer as enigiets anders. Satan vrees dit dat hierdie woord die oorhand oor jou lewe kry. Satan vrees dit dat ons jong mense by die woord uitkom. Satan vrees dit dat dat Vader se woord by die ou mense uitkom. Satan vrees dit dat hierdie woord begin die oorhand kry oor hierdie volk. Want hy weet dis die raad van Jahwe. En dit het die teenoorgestelde uitwerking. En Jahwe sê as jou verlustiging nie is in die raad van die goddelose nie. En dat ek dit nou maar vir u sê vanaand. As jy nie wil verbaster en vermeng nie, dan is jy onpopulêr. As jy nie in 'n kerk wil sit waar allerhande soorte deur mekaar is nie, dan is jy onpopulêr. As jy sê Jahwe het 'n volk en ek wil apart leef, is jy onpopulêr. As jy nie wil saam op die dronkpartytjie sit nie, as jy nie wil saam verdowingsmiddels gebruik nie, as jy nie wil saam betrokke raak by die okkulte en by oneerlike besigheid nie, dan is jy onpopulêr. Dan sê ek laat ons maar onpopulêr wees. Daai mense is in elk geval so ongelukkig dat hulle by Van Stadensbrug afspring. Maar die raad van die goddelose kan jou nie gelukkig maak nie. Hoor jy wat ek sê? Jahwe se raad sal maak dat jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Jahwe se raad sal maak dat jy jou vrugte gee op sy tyd. Jahwe se raad sal maak dat jou blare nie verwelk nie en alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit. Wanneer Jahwe se raad die oorhand in jou lewe gekry het, loof sy kosbare naam. Jahwe se woord is Elohim se antwoord vir ons lewe. En dis hoekom hierdie boek so onder 'n aanval is. Dis hoekom teoloë deesdae opstaan en sê jy kan nie alles glo wat hier staan nie. Dis hoekom hulle sê die wonderwerke is 'n klug. Dis hoekom hulle sê die boek is oudtyds. Dis hoekom hulle sê die boek is nie geïnspireer nie. Sy stories is 'n klomp, sy verhaal, sy inhoud is 'n klomp verdigsels. Dis hoekom hierdie boek geïgnoreer moet word. Dis hoekom hy deur vertalings moet afgewater word, dat jy nie meer verstaan wat hy praat en waarvan hy praat nie. Dis hoekom hierdie boek in diskrediet gebring word en daar gesê word, jy kan hom gelykstel met die boek van die Mohammedane, jy kan hom gelykstel met die boek van die Boeddhiste, jy kan hom gelykstel met die boek van watter godsdiens ook al. Diskrediteer hierdie boek, diskrediteer hierdie boek, diskrediteer hierdie boek, want Satan vrees die woord. Want as die woord begin posvat in die harte van sy volk, dan kom hulle vry, dan kom hulle los, en dan kom hulle in die heerlike oorwinning van die Almagtige. O, halleluja, ek het vanaand vir u goeie nuus. Daar kan niks teen hierdie woord gedoen word nie. Dit sal nie staande bly nie. Die Bybel sê geen wapen wat gesmee word teen sy volk wat hom lief het sal stand hou nie. Geen wapen wat teen sy woord gesmee word sal stand hou nie. Hierdie woord het die vermoë, as dit in die hart kom van jou lewe, om jou te verander en jou los te maak van Satan se heerskappy en mag oor jou lewe. Wie sê halleluja? O, prys sy kosbare naam. Maar die heel eerste ding wat hierdie woord in u lewe moet doen, is dat die woord moet jou denke verander. Die woord moet jou denke vernuwe. Toe die engel by Maria kom en die engel vir Maria sê, Maria, jy sal 'n seun baar. Jy moet hom Yeshua noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Toe vra sy maar, hoe kan dit wees, want ek het nie 'n man nie. Toe sê hy vir haar, die krag van die Heilige Gees sal oor jou kom, of die Gees, Yaruach, sal jou oorskadu en jy sal swanger word. En Maria sê 'n baie belangrike ding. Sy sê, laat dit met my wees soos u woord sê. Laat dit met my wees soos u woord sê. En toe sy toestem tot die woord, toe vind daar 'n bonatuurlike werk in haar plaas. En nie 'n jong vrou word swanger nie, 'n maagd word swanger. Die nuwe Afrikaanse vertaling het hom totaal verdraai, want 'n jong vrou hoef nie noodwendig maagdelik te wees nie. Maar sy was 'n maagd, het die profete gesê. Sy het geen man geken nie. Sy het swanger geword uit die Heilige Gees, toe sy toestem tot die woord van die Almagtige. Ek weet nie of u dit mooi kan hoor wat ek sê vanaand. As u sy woord hoor, en u stem toe tot hierdie woord, en u sê, laat dit in my huis, laat dit in my liggaam, laat dit in my lewe, laat dit in my besigheid, laat dit met my kinders,
Laat dit met my totale lewe wees volgens u woord. Dan kom die Heilige Gees en hy bekragtig dit en hy maak dit waar in jou lewe. Hoekom ervaar ek oorwinning in my lewe? Hoekom ervaar ek genesing vir my liggaam? Hoekom ervaar ek finansiële voorsiening in my lewe? Hoekom ervaar ek die redding van my kinders? Hoekom ervaar ek rus en vrede in my huwelik? En so kan ek aangaan. Hierdie dinge waarna mense smag. Dis wanneer jy by die plek gekom het en jy gesê het, hier is die hoogste gesag in my lewe. Laat dit met my wees soos u woord sê. En u woord sê ek is verlos, u woord sê ek is genees, u woord sê u voorsien in my behoeftes, u woord sê ek is u volk, ek moet apart leef. Laat dit met my wees soos u woord sê. U woord sê ek het gesag oor die duiwel. U woord sê ek het mag oor die werke van duisternis. Laat dit met my wees soos u woord sê. En jy begin jou denke vernuwe, dis die heel eerste ding wat plaasvind. Hoekom moet jou denke vernuwe? Want Spreuke 23 vers 7 sê, jy is wat jy dink. Ons volk word gemanipuleer in hulle denke. En u is vanaand die produk van wat u dink. Maak nie saak hoe u daaroor redeneer nie. Jou denke is beïnvloed deur godsdiens, jou denke is beïnvloed deur baie dinge, jou denke is beïnvloed deur die raad van die goddelose en jou denke bepaal jou lewe en dis hoekom ons eers in ons denke moet verander. Luister wat sê die apostel Paulus in Romeine hoofstuk 12 vers 2. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Jy word aan die wêreld gelykvormig. Satan het beheer oor die wêreld as jy die raad van die goddelose begin volg vir jou lewe. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van Elohim is. Wil u sy goeie wil? Wil u dit in u lewe ervaar? Wil u dit beleef? Dan sê die Bybel moet jy eers vernuwe word in jou denke. Jy moet begin anders dink. Jy moet begin die invloed van die raad van die goddelose uit jou denke verwyder en jy moet begin dink in lyn met sy raad. Begin dink in lyn met sy woord. Psalm 1 sê jy moet sy woord bepeins. Jy moet sy woord oordink, sê Dawid, want hierdie vernuwing van jou denke kom nie van self nie. Ons het in 'n godsdiens groot geword waar ons denke beïnvloed is. Ons is te midde van 'n volk waar ons denke daagliks gebombardeer word uit die negatiewe wêreld en hierdie goed het 'n geweldige invloed op ons en ons moet 'n keuse maak om te sê ek gaan hierdie gemors uit my denke uitkry. Ek gaan my denke begin vul met die woord van die Almagtige. Op die vooraand van Josua se intog in die beloofde land waar hy die volk moes lei, het die Almagtige vir Josua hierdie geheim gegee. Josua, as jy hierdie land wil in besit neem, as jy hierdie volk wil inlei dat hulle die land in besit neem, as jy die vyande wil verslaan in hierdie land wat ek vir julle gee, as julle in hierdie land wat julle nou binne gaan, wat julle vyande gesind is, wil oorleef en die oorwinning wil behaal, Josua, dan moet dit by jou as leier eers begin in jou denke. En Jahwe sê vir hom in Josua 1, hoor mooi, Josua vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Ek wil u uitdaag vanaand, as u vir die volgende week die televisie gaan afsit, die radio gaan afsit, die koerante nie gaan koop nie, niks anders lees nie, maar vir die volgende week al daai tyd spandeer met sy woord, en u lees dit, en u lees dit, en u lees dit, en u lees dit, gaan dit jou denke vernuwe. As jy in hierdie week wat kom, ten minste 36 bandjies gaan luister, en notas maak terwyl jy luister, en daardie ding waarmee jy normaalweg besig is, net bietjie eenkant sit hierdie week, sê man, ek gaan nie tennis speel hierdie week nie, ek gaan nie vir my vriende kuier hierdie week, ek gaan nie dit doen of dat doen vandag, ek gaan 36 bandjies deurluister hierdie week, en ek gaan notas maak, wil ek vir jou sê, na die einde van hierdie week, gaan die raad van die Almagtige begin het om jou denke te vernuwe, jy gaan anders begin dink, jy gaan anders begin praat, jy gaan anders begin optree, en Satan se greep gaan oor jou begin gebreek word. Hoor jy wat ek sê?
Dis Jahwe se woord. Hy moet eers jou denke in die hande kry. Jy kan nie optree volgens sy raad as jy nie weet wat hierin staan nie. Jy moet weet wat hierin staan. Jy moet 'n honger hê vir hierdie woord. Jy moet 'n begeerte hê om dit te ondersoek. Jy moet 'n begeerte hê om dit jou eie te maak. Dat dit deel van jou lewe word. Satan weet dit. Dis hoekom Yeshua sê in Markus 4 dat as jy die woord hoor, kom Satan dadelik en steel die woord. Hoekom dink jy nou aan die ding wat jy môre moet gaan doen? Hoekom dink jy nou aan daai wedstryd wat jy moet gaan speel môre? Jy het nou my lyn verloor waaroor ek praat. En ewe skielik vind jy uit jy dink aan die ding wat jy môre gaan doen. Hoekom? Satan steel die woord. En jy verloor wat ek vanaand sê wat jou kan help. So jy moet 'n keuse maak, ek gaan my denke instel op die woord. Ek wil hoor wat Vader sê. Ek wil hoor wat sy woord sê, want dit moet binne in my kom. Dit moet deel van my word. Die woord sal my vrymaak. Die woord sal my losmaak. Die woord sal die duisternis verdryf. Die woord sal die raad van die goddelose in my lewe vernietig. Het u 'n stryd vanaand met finansies? Baie van ons mense het 'n stryd met finansies. Weet jy hoekom? Daar's verskeie redes, ek het nie tyd om daaroor uit te brei nie. Maar een ding is, die mense verstaan nie Elohim se ekonomiese plan nie. Hy het ook 'n ekonomiese plan vir sy volk. Veral in hierdie tyd waarin ons lewe, ek het lering daaroor gegee, kry daai bandjie. Elohim se ekonomiese plan. Het u geweet, u is vandag die produk van dit wat u gister gedink en gesê het? Het u geweet dat jou woorde kan jou bind of jou losmaak? Ek het 2 bande daaroor lering gegee. U is die profeet van u eie lewe. Kry daardie bande, luister dit. Ons het oor die 300 bande. Luister hulle, luister hulle, luister hulle. Kom by die raad van Jahwe uit. Dit gaan u vrymaak. Dit gaan u losmaak. En dit gaan oorwinning in u lewe bring. Prys sy kosbare naam. Die woord in jou hart. Die woord in jou denke. Yeshua sê in Matteus 12 vers 35, die goeie dinge kom uit jou hart. Wat is goeie dinge? Goeie dinge is vry van verslawing. Goeie dinge is genoeg vir my behoeftes. Goeie dinge is gesondheid vir my liggaam. Goeie dinge is die redding van my kinders. Goeie dinge is 'n herstelde huwelik. Kan u nog by daai lys byvoeg, wat is goeie dinge? Goeie dinge is 'n verhouding met Vader wat gesond is. Goeie dinge is vry van demoniese invloede in my lewe. Goeie dinge is om die vrede van die Almagtige in my hart te hê en sy blydskap in my binneste te hê. Die Bybel sê daai goeie dinge kom nie uit die hemel uit nie. Daai goeie dinge sê Yeshua kom uit jou hart. Jou hart is jou gees en dis in jou hart waar jy hierdie woord plant. En as jy hierdie woord daar begin plant, dan begin jy volgens daai woord leef. En die goed wat jy nodig het, kom hier van binnekant af. Want die Bybel sê, hy woon in my. Hy bly in my. En in hom het ek alles wat ek nodig het. Sy woord bring my in 'n verhouding met hom. En soos wat ek in 'n verhouding met hom kom, kom dit hier van binne uit my gees, vanuit my hart, kom dit te voorskyn en my lewe begin verander. Wys vir my 'n man en 'n vrou wat volgens sy woord leef en ek wys jou 'n man en 'n vrou wat vry is. Wys my 'n man en 'n vrou wat volgens sy woord leef en ek wys jou 'n man en 'n vrou oor wie die Satan nie mag het nie. Ek is so bly dat ek hom as 'n jong seun in my lewe ontmoet het. Toe ek in die weermag gekom het, was dit vir my bitter swaar. En daar was aaklige goed wat in die weermag plaasgevind het. Maar daar was iets hier diep binne in my wat my dwars deur daardie tyd geneem het, dat ek nie deelgeneem het aan die dinge waaraan hierdie ander manne deelgeneem het nie. Ek het nie deelgeneem aan daardie gesprekke waaraan hulle deelgeneem het nie. Vader het my gehelp om deur my weermagtyd te kom as 'n jong man, onseker nog in baie opsigte, nog 'n bietjie vreemd in verband met die waarhede van sy woord, so pas by Yeshua uitgekom as my verlosser en saligmaker, maar hier was iets hier binne in my wat my deur daardie weermagtyd geneem het, en van daardie tyd af tot vandag toe is hier iets aan die werk in my. Hier's iets aan die werk in my. Hier's iets aan die werk in my wat my vry maak, wat my losmaak, wat my help om Satan onder my voete te hou. Ek sê ons moet regverdig wees, mense. Die Elohim is regverdig. U moenie Satan se plek van hom wegvat nie. Satan het 'n regmatige plek en u moet dit eer. Hou hom daar. Waar is sy plek? Onder jou voete. Hy voel vreemd as hy onder jou voete uit is. Hou hom daar. Ek sê elke oggend vir die studente as ek klas gee, Satan het die ritteltits vanoggend want ons is wakker. Hy gaan 'n harde tyd hê vandag.
Hy gaan 'n moeilike tyd hê vandag. Die mense sê Satan het my harde tyd gegee hierdie week. Nee, ek gee hom harde tyd. Ja, so as hy weerstaan jy hom en hy sal van jou al wegvlug. Weet jy wat sê daai woord in die Grieks? Nie net wegvlug nie, as in terror. As jy op 'n gladde stoep kom en daar's 'n klein hondjie wat vir jou blaf en jy stamp jou voet en dan spin daai hondjie so vir 'n lang tyd op een plek, dan maak hy 'n plasie en dan hardloop hy. Dis in terror. Dis in terror. O, prys sy naam. Halleluja. Die woord sal jou red uit Satan se kuile. Luister wat sê Psalm 107 vers 20. Psalm 107 vers 20. Hy sê hy het sy woord uitgestuur dat hy hulle gesond kon maak en hulle uit hulle kuile kon red. Die Engels sê their distractions. Satan is trying to destroy you. Satan is out to destroy you. On behalf of our English speaking people here tonight. Satan is out to destroy you. He's a killer. He's a murderer. But our master is the Savior. Our master is the King. And his word will deliver you from Satan's destruction. Wie sê amen? Prys sy kosbare naam. Dis waarvoor hy sy woord gestuur het. Wanneer jy uitvind wat sê sy woord, en jy begin hierdie woord glo, en jy begin volgens hierdie woord optree, dan maak die woord jou vry van Satan se verwoestingswerk in jou lewe. Hoeveel keer het ek dit nie in my lewe en in my bediening gesien, dat wanneer jy met mense begin werk, is hulle wrakke. Satan het hulle beset, Satan beheer hulle lewe. Sommige van hulle kan nie slaap in die nag nie. Hulle is rustelose wesens, totdat hulle by die meester uitgekom het. En as hulle by die meester uitgekom het en hulle vat sy woord, en hulle staan op sy woord, dan kom daar die woord in hulle lewe, en hulle sit hom op hulle lippe, en hulle weerstaan die duiwel, en hulle kom uit sy vernietiging uit, hulle kom uit sy kloue uit, en hy maak hulle los. Hy het sy woord gestuur, om Israel uit hulle kuile te red. Dank Vader vir sielkundiges, maar die sielkundiges sit met hulle hande in die hare, glo my. Die sielkundiges, ek weet nie of hier vanaand sielkundiges is nie, maar as jy wil eerlik wees, sal jy vanaand vir my sê, jou antidepressieve pille help nie meer nie, want dis demoniese besetting wat in hierdie mense is, en 'n duiwel reageer nie op 'n pil nie. En nou sit die Baalpriesters in die kerke met hulle groot salarisse, en hulle pastoreer, en hulle kerkbazare waar hulle die varke uitloot, en hulle is nie in staat om die mense vry te maak nie. Hulle het probeer my radioprogram stop in Namibië, want die predikante het gesê, daar is nie so ding soos demoniese besetting nie, dis sielkundige probleme. Dis waaragtig nie net sielkundige probleme nie, ons mense word beset en beheer deur demoniese magte, en ons het weer manne in die kansels nodig, wat sê wat sy woord sê, en wat hierdie volk sy woord kan leer, en dat hierdie volk weer sy woord kan vat, en kan gaan en hulle vry maak wat gebind is. Hoor jy wat ek sê? O, ons het nie manne nodig wat by Stellenbosch was nie, ons het manne nodig wat by die Braambos was, wat 'n ontmoeting gehad het met Elohim, wat vol is van die Heilige Gees, en wat vir die duiwel sê, gaan, en hy gaan. Hierdie volk het die bediening van Yeshua die Messia nodig. Meer as ooit van tevore. Wat het my meester gedoen? My meester het die siekes gesond gemaak. Meester het die duiwels uitgedrywe. My meester het die verslaafde se jukke gebreek. Gaan lees maar ons meester se bediening. 2/3 daarvan het hy gespandeer om mense vry te maak en gesond te maak. Israeliete, soos u en ek. Hierdie volk het dit nou nodig, meer as ooit van tevore. U wat vanaand hier sit, het dit nodig. Waar gebeur dit? Waar vind dit plaas? Onder die kragtige prediking van sy woord. En jy hoor sy woord, en jy glo sy woord. Jy kan nie onder die geklank van die woord sit en het skep nie geloof in jou hart nie. Wanneer jy sy woord hoor, skep dit geloof in jou hart, en dit laat jou reageer, dit laat jou optree, en jy maak dit jou eie. Sy woord red ons nie net uit Satan se vernietigingsplanne nie, maar sy woord maak ons ook gesond, vers 20. Hy het sy woord gestuur dat hy hulle gesond kon maak, en het hulle kuile red. Hierdie afgelope tyd het ons geweldige getuienisse teruggekry
van mense wat fisiese genesing ontvang het vir wie die dokters opgegee het. Nou die aand in 'n plek waar ons was, Sondag aand, het daar 'n man getuig in Dordrecht, hoe dat Vader sy rug gesond gemaak het, waarvoor daar nie hoop was nie. Hy is so dankbaar dat hy sonder pyn kan wees. En Hugo het 'n man in die aand getuig dat hy sonder pyn is. Jahwe het hom aangeraak, Jahwe het hom gesond gemaak. Hierdie getuienisse kom al meer terug, want u en ek moet vir hierdie volk sê, die brood van die kinders is ook genesing vir julle liggaam. Julle hoef nie met 'n vliegtuig hier op te ry en 'n AGS pastoor te volg na die watergeeste hier bo in Nairobi toe nie. Julle kan hier in Suid-Afrika dat ons vir julle hande oplê en vir julle bid, en julle sal vrykom, en julle sal gesond word, en julle sal vrymaking ervaar. Daar's vanaand genesing ook in hierdie plek vanaand, as u dit kan glo. En dis nie net die predikant wat hande oplê nie, hy sê vir elkeen wat geglo het. Hoeveel mense is hier wat geglo het? Kan ek sien? Kyk die hande. As jy geglo het, dis nie vir twyfelaars nie, dit sal nie vir twyfelaars werk, maar dit sal werk vir die wat geglo het. As jy geglo het, sal jou hand op die siekes lê, want dis nie jy wat gesond maak nie, dis Yeshua wat gesond maak. En as jy sy woord glo en jy begin hande op die mense lê, sal hy hulle vry maak. En as jy vir hulle sy woord preek en sê, luister hier, Yeshua het jou siekte op hom geneem, net soos wat hy jou sonde op hom geneem het. Daar's genesing, daar's vrymaking. Mense, ons gaan begin hoor van wonderwerke. Ons gaan begin hoor van wonderlike dinge, wanneer ons begin doen wat die meester sê. Die meester het nie gesê ons moet kerk hou nie. Die meester het nie gesê ons moet 6 koortjies sing en 'n preek luister en bid en huis toe gaan nie. Die meester het gesê, ek gee aan julle mag oor al die krag van die vyand. Gaan maak die siekes gesond. Gaan preek die goeie nuus. Gaan dryf die duiwels uit. Verniet het julle dit gekry, verniet moet julle dit gee. Daar's krag in sy woord. Satan wil ons met allerhande goed besig hou behalwe sy woord. Maar wanneer sy woord begin die oorhand kry in jou lewe, dan bring dit verandering. O, loof sy naam. Weet jy dat die woord ons ook was? Die woord was ons. In Johannes hoofstuk 15 vers 3 sê die meester, hy sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Jy hoef jou nie te bekommer oor heiligmaking nie. As jy vol is van die woord, sal die woord begin om jou te was. En hierdie goed wat in jou lewe nie moet wees nie, die woord sal jou begin was. Hy sê jou begin was, hy sê jou begin was. Dis soos wanneer jy in die aand in daai bad klim, en jy was die dag se stof, en jy was die dag se dinge af van jou liggaam, so wanneer ons tyd spandeer met sy woord, prys sy naam, dan begin die woord ons was, en dan sien ek, maar ek moet lief hê, en ek moet vergewe, en ek moet ontslae raak van die bitterheid, en ek moet ontslae raak van die vrees, en ek moet ontslae raak van die ongeloof, en ek moet ophou op my man skree, en ek moet begin sy woord lees, en ek moet ophou kla en murmureer, soos die ou 2 ooms wat op die stoep gesit het. Die een sê, ag ja. Halfuur later sê die ander een ook, ag ja. Toe sê die eerste oom weer, kla jy eerste. Ons mense is vol murmurering. Ons monde is nie gevul met die wonderdade van Jahwe nie. Ons mense praat nie van Jahwe se groot dade en magtige dade nie. Dis wanneer jy sy woord begin lees, dat hy jou begin was van hierdie ou murmureerdery en klaarry. En hierdie goed wat nie in jou lewe moet wees nie. Jy hoef nie meer te sê, steek weg, hier kom die predikant nie. Want hier is iets diep hier binne in jou, wat jou sê, hierdie goed hoort nie by jou nie. Hierdie goed pas nie by jou nie. Hierdie goed maak jou vuil, hierdie goed maak jou onrein. O, prys hom vir sy woord. Hoe meer jy tyd spandeer met sy woord, hoe meer was hy jou. Hoe meer was hy jou. Hoe meer was hy jou. Loof sy wonderlike naam. Die woord bevorder ook ons gebedsverhoring. Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. Hy sê, as ek vol is van sy woord, gaan dit my help met my gebedslewe. Want weet jy wat? Ek gaan nie meer tradisies en oorleweringe bid nie. Ek gaan nie meer goed bid wat teen sy woord is nie, ek gaan begin sy woord bid. Weet jy wat bid ek in die oggende?
Ek sê, Vader, ek loof U dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ek loof U dat U my herder is en U lei my vandag na groen velde en na waters waar daar is. Ek het U lief en ek het U naam lief, daarom sit ek vandag in die skuilplek van die Allerhoogste. Geen onheil sal my tref en geen plaag naby my tent kom nie. Vader, ek dank U as ek vandag deur die water gaan dit my nie oorstroom nie, as ek deur die vuur gaan dit my nie skroei nie. Ek loof U dat ek nie alleen is vandag nie, dat U my helper is, want U het gesê U sal my nooit begewe en U sal my nooit verlaat nie. Ek prys U dat ek vandag genoeg het vir elke behoefte, want U voorsien elke behoefte van my volgens U rykdom en heerlikheid deur Yeshua die Messia. Ek is nie bang vir die duiwel vandag nie, want hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. U gee my U blydskap en niemand neem dit van my af weg nie. U gee my U vrede en niemand neem dit uit my binneste uit nie. Ek loof U dat ek U geregtigheid is. Ek loof U dat ek in Yeshua is en dat hy my verlossing is en dat hy my heiligmaking is en dat hy my vandag help om te lewe volgens sy wil. Hoor jy wat doen jy as jy so bid? Jy bid sy woord. Jy bid sy woord, maar jy kan nie sy woord bid as jy nie vol is van sy woord nie. 36 kaseetjies hierdie week. Somme 4 hoofstukke 'n dag. Vul jou binneste met die woord, vul jou binneste met die woord. Jy luister maar so praat party mense. Hulle kan jou al die tellings gee van die cricket van 1908 af. Hulle kan vir jou al hierdie keesminister se name noem. Hulle kan vir jou al hierdie rugby sogenaamde helde noem. Hulle kan vir jou alles vertel wat in die politiek gebeur en in die ekonomie gebeur. Maar vra hulle wat staan in die woord, dan weet hulle nie. Jy wandel in die raad van die goddelose. En dis waarom jy ervaar in jou lewe dat jy nie vrykom nie en dat jy nie gebedsverhoring kry nie. Maar wanneer jy vol is van sy woord, wanneer jy vol is van sy lewe, dan begin jy sy woord dink en jy begin sy woord praat en dit maak jou vry. Die woord bewaar ons van struikeling. In Johannes 16 vers 1. Hierdie ding het ek vir julle gesê dat julle nie mag struikel nie. Hierdie ding het ek vir julle gesê. Jahwe het in sy woord gepraat. So as ek sy woord in my binneste het, sal dit my bewaar van struikeling. Dit sal my bewaar van daardie strikke wat die duiwel vir my gestel het. En ek sal op my hoede wees. Iets hier binne sal my help om nie te struikel nie, maar staande te bly. Dis weer eens sy woord. Weet jy, ek is so bly dat na my bekering, hier in die vroeë 60er jare, daar 'n geweldige honger en 'n dors in my hart was om sy woord te ken. En ek het vir baie jare, dag en nag, letterlik dag en nag, hierdie woord opgeëet. Ek het hom gelees en gelees en gelees en gelees. Ek het selfs 'n ou Bybel gevat en versies uitgesny en op 'n stukkie karton geplak en in my sak gesit en dit gememoriseer. En so het ek begin om die woord deel te maak van my lewe. En toe ek die woord begin deel maak van my lewe, jy kan my enige tyd van die dag of die nag kan jy my bel, ek is reg om te preek. Jy kan my môreoggend 3 uur kom wakker maak en sê preek, dan preek ek. Ek is vol van sy woord. Hierdie woord is in my. En as hy in jou is, kan hy nooit weer uit jou uitgehaal word nie. Luister mooi, kennis is wonderlik, maar kennis sal jou nie help nie. Dis die aanwending van kennis wat jou help. Hierdie kennis moet binne in jou kom en jy moet dit begin aanwend in jou lewe. En ek het uitgevind in my lewe, hoe meer sy woord die oorhand oor my kry, hoe meer van sy woord in my binneste is, hoe makliker kry ek gebedsverhoring, hoe makliker word ek bewaar van struikeling, hoe meer is ek op my hoede vir die misleiding en die leuns van die duiwel. Weet jy hoekom word ons volk so mislei? Daar's geen kennis in hulle nie. En die bietjie wat hulle het, reageer hulle ook nie op. Weereens sy woord bewaar ons van struikeling. Ek is amper klaar. Die woord stel ons ook apart. Johannes 17 vers 17. Hoor mooi, Yeshua bid en hy sê, heilig hulle, en het my toestemming om in te verander na deur. Want dis wat daar eintlik staan. Heilig hulle deur u waarheid. U woord is waarheid. Heilig beteken apart. Die woord sal jou apart sit. Hoe meer jy hierdie woord lees en bestudeer, hoe liewer jy hierdie woord kry, omdat dit 'n woord van Vader is. Hoe meer tyd jy met hierdie woord spandeer. Ek het 'n boekie geskrywe oor eerste beginsels
Daarin wys ek vir u hoe kan u Bybelstudie doen op 'n sinvolle manier, dat hierdie woord deel van jou lewe kan word. Kry dit en lees dit en bestudeer dit. Ook die ander boeke en die kassette, kry hierdie goed dat u die kennis kry. As u nie vanaand geld het nie, maak daar 'n reëling vir oor 2 of 3 maande wat u sal betaal of wat ook al, maar kry net hierdie kennis en begin dit doen in u lewe. En as hierdie woord deel van jou lewe word, weet jy wat? Die woord sit my apart van ander vrouens, dat ek net een vrou lief het. Die woord sit my apart van alkoholisme. Die woord sit my apart van verslawing. Die woord sit my apart van vloekery. Die woord sit my apart van skinnery. Die woord sit my apart van lieg. Die woord sit my apart van oneerlikheid. Die woord sit my apart van vermenging en verbastering. Die woord sit my apart van vrees en ongeloof en wanhoop. Die woord is al die tyd besig om my apart te sit, apart te sit, apart te sit. Verstaan nie waarvan ek praat? Dis wat heilig beteken. Hy sê jaag na die heiligmaking waar sonder niemand Elohim sal sien nie. Wat is heiligmaking, prediker? Heiligmaking is apart sit. Is apart sit. As jy sy kind geword het, begin jy hierdie woord lees, en hierdie woord sit jou apart, sit jou apart, sit jou apart. Jahwe, Yeshua bid, hy sê, o Vader, gebruik u woord, gebruik die waarheid, om u volk apart te sit. Hoekom is ons volk nie apart van hierdie goed wat ek nou genoem het nie? Die raad van die goddelose. Die raad van die goddelose sal jou ten gronde rig. Die raad van die goddelose sal jou vernietig. Maar sy woord sit jou apart. En as u vanaand hier is, en die demone het hou vas oor jou lewe, sy woord sit jou apart. Sy woord maak jou vry, sy woord maak jou los, sy woord bring oorwinning, sy woord bring verlossing, sy woord bring vrymaking. Gaan toets bietjie wat ek nou sê. Jy is so depressief dat jy wil doodgaan. En niks wat jy drink help daarvoor nie. Die goed wat jy drink is so sterk, het sit jou net uit vir 2 ure, as jy wakker is jy weer depressief. Jy is so vol vrees en spanning, dat jy kan iets oorkom. Die slegste ding wat jy kan doen, is die raad van die goddelose te gaan kyk op die goalie. Hoor jy wat ek sê? Dan slaan jy oor na e-televisie. Die raad van die goddelose word al slegter. Al wat jy uit die televisie gaan uitkry met Igoli en kluis, is die raad van die goddelose, want Igoli wys vir ons, vir jou die ou pragtige ou swartetjies. So verbastering is reg en vermenging is reg. Jy moet oppas wat jy by hierdie oë laat ingaan. Jy moet oppas wat jy by hierdie ore laat ingaan. Pas op in wat 'n kerk jy sit, pas op na wat 'n predikante jy luister. Hoor jy wat ek sê? Pas op wat jy lees. Wees op jou hoede vir die raad van die goddelose. Jy is so depressief dat jy kan iets oorkom en niks help nie. Kom het ek nou vir u help vanaand. As jy na sy woord toe gaan sy woord jou apart sit van daai depressiwiteit. Jy voel nie so nie, jy wil dit nie doen nie. Maar die Bybel sê, as jy Jahwe begin loof vir sy regverdige verordeninge, dis 'n swaard wat jou vrymaak van jou vyande, sit 'n bietjie lofprysingsmusiek in jou huis op. Hoor jy wat ek sê? Kry ou worsies in Namakwaland uit jou huis uit vir 'n slag. En springbok draai en blesbok laagte, kry dit eers 'n bietjie uit, en speel lofprysing en aanbidding in jou huis, en begin Jahwe loof en prys, en loop al om die tafel. En vat die 2 borde, as jy nie kan musiek maak nie, maar slaan die 2 borde teen mekaar, en sê halleluja, ek wil Jahwe loof vir sy regverdige verordeninge, hy maak my vry, hy verlos my, hy gee my oorwinning. O broer, ons doen dit nie in ons kerk nie. Daar is 'n tyd dat jy uit jou kerk uitkom en by die vryheid kom van Jahwe se kinders. Daar's krag en lofprysing. Jy sal Jahwe nie 10 minute geloof het nie of jy's vry van depressie. Hoor wat ek sê? Jy sal hom nie 10 minute loof nie as jy vry van depressie. Gaan kyk bietjie hoe voel jy as jy praat van al jou ellendes. Die Bybel sê, as 2 saamstem oor 'n saak, sal het hulle te beerd val van my Vader wat in die hemel is. Nou kry jy vir Koos hier op die hoek van die straat. Nou vertel jy vir Koos van jou ellendes, hy stem saam, dis die eerste een. Dan ga jy verder in die straat af en kry jy vir ou Sannie by die koöperasie en vertel jy vir ou Sannie van al jou ellendes, jy het nog een wat saamstem. Aan die einde van die dag het jy 10 wat saamstem. Arme Koos is in die ellende.
Maar begin net in die straat afstrap en een vraag, hoe gaan dit? En jy sê, ek is 'n geseënde, ek is geseënd by my ingang, ek is geseënd by my uitgang. Ek sien vandag die goedheid van Jahwe in die land van die lewendes. Daai ou sal of saamstem of weghardloop. Maar ek wil liewerste 10 ouens hê wat saamstem, ek is 'n geseënde, ek is 'n bevryde, ek is 'n verloste. Hoor jy wat ek sê? O, prys sy kosbare naam. Jy moet my baadjies kry oor die profeet van jou eie lewe. Dit sal jou help. Dit sal jou help. Ek moet begin klaarmaak. Die woord stel jou apart. Die woord stel jou apart. Weet jy wat sê die sielkundiges vir my? Hulle wens, hulle kan bevryding inbring in hulle spreekkamers, maar baie van hulle self nog ook ongered, want hierdie mense het demoniese besetting, hulle moet vrygemaak word, nie deur pille nie, hulle moet vrygemaak word deur die krag van sy woord, deur die krag van sy Heilige Gees. 'n Sielkundige dokter het dit self vir my gesê. Sy sê, maar dominee, as ek het waag om te bid vir die mense in my spreekkamer, fire hulle my. Ek moet pille voorskryf. Die woord, laaste ene, die woord is 'n swaard wat Satan elke keer sal verslaan. Efesiërs 6 vers 17 sê, die swaard van die Gees is die woord. Interessant, hy gebruik nie die woord logos nie, hy gebruik die woord rema, die gesproke woord. Jy kan 10 Bybels in jou huis hê, jy kan 6 vanaand onder jou kussing gaan sit, jy is net môre nog net so depressief. Jy kan met 5 in jou kar ry, en jy kan 3 in die badkamer hê. En jou hele huis kan vol Bybels wees, 26 vertalings, jy is nog net so gebind môre na al die vertalings wat jy vandag is. Dis nie hierdie klomp Bybels wat jy in jou huis het nie, dis wanneer jy hierdie Bybel se waarheid vat, en jy sit hulle hier binnekant, en jy begin hulle rema maak, jy sit hulle op jou mond, jy begin hulle praat, jy begin hulle sê, jy begin sê wat Jahwe sê, jy begin sê wat sy woord sê, jy sit hulle op jou mond, dan word dit 'n swaard van die Gees. Prys sy naam, wat jou vry maak, wat jou los maak. O, daardie swaardvegters was geoefen gewees. Gaan kyk hoe hulle geoefen om daardie swaard behendig te hanteer. Was nie enige ou wat 'n swaard kon hanteer nie. Moenie dink as jy vandag moeilikheid het en jy het nog nooit die Bybel gelees, jy kan nou eers skielik die Bybel gryp en hom hanteer nie. Vergeet dit. Dan moet jy liewerste daai Israel predikant bel wat jy dink van sy kop af is. Dat hy jou kom help. Die ou sê ek is van looitjie getik, ek mislei die volk, ek gaan voor die Here verantwoording doen, maar as hulle in die moeilikheid is, dan bel hulle my. Ek weet hoe om die swaard te hanteer. Ek is geoefen met hierdie swaard. Prys sy naam, my broer, suster, dit help nie, jy sit hierdie Bybel op die rak en Sondag vat jy hom saam nie, jy moet hom elke dag oefen. Jy moet hom elke dag oefen dat jy behendig raak met hierdie swaard. Dan word hy 'n swaard wat Satan se werke in jou lewe verbreek. Hoe het Joshua die duiwel in die woestyn oorwin? Deur vir hom te sê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, as Satan jou aanval met hierdie verbusteringsteologie, moet jy sê, daar staan geskrywe. Wanneer Satan jou aanval met welis, dan sê jy, daar staan geskrywe. Wanneer Satan jou aanval hier in jou gedagtes, met allerhande ongeregtigheid, dan sê jy, daar staan geskrywe. Wanneer Satan jou finansies aanval, dan sê jy, daar staan geskrywe. Wanneer jou liggaam aanval met krankheid, dan sê jy, daar staan geskrywe. Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat ek sê? Die woord word 'n swaard. Prys Vader vir die krag van sy woord. Sy woord in sy volk se hart. Sy woord op die tonge van sy volk. Sal sy volk vrymaak. En hierdie woord sal dieselfde doen vir elke gelowige. Vader is nie 'n aannemer van die persoon nie. Vader trek nie vir jou voor my nie. Weet jy wat is die verskil tussen u en ek vanaand? Sommige van u, ek sê nie almal nie, maar sommige van u as ek. Vader het ons ewe lief. Ek is net so 'n kind van Vader as wat u is, en u is net so 'n kind van Vader as wat ek is. Ons is broers, ons is susters, ons is sy kinders, hy het ons ewe lief. Maar wat maak dat dit lyk asof ek meer guns het as u? Dis nie omdat Vader u minder lief het nie, dis net ek het meer van sy woord in my lewe. En ek het meer van hierdie woord begin doen, en ek het meer van hierdie woord begin lewe. Maar wat Vader vir my het, is vir elkeen van u. Vir elkeen van u. Vader wil vanaand in hierdie plek vir u vrymaak, en hy wil vir u losmaak, en hy wil vir u op oorwinningsgrond sit. En wie wil van u wil vanaand 'n keuse maak?
is nie vir my wat u dit doen nie. Ek weet Vader het met u gepraat. Maar as u vanaand 'n keuse wil maak om te sê, van hierdie aand af gaan ek aandagtig luister na die raad van Jahwe. Ek gaan moeite doen om die woord te bestudeer, ek gaan moeite doen om hierdie woord in my hart te kry en in my lewe te kry. Vat hierdie Bybel, mense. As jy te jammer is vir hom om hom te skryf, gooi hom weg en kry een waarin jy kan skryf. Dan merk jy hom, blou, pers, groen. Merk hom sommer met jou trane ook. Maar begin voor en werk hom deur. Of begin by Johannes en werk hom deur. Vat hierdie Bybel, onderstreep hom. Sê jong, ek gaan al die beloftes groen maak. En ek gaan al die goede oor die bloed gaan ek rooi maak. Werk vir jou 'n ding uit. Maar bestudeer hom, doen notas, doen kruisverwysings. Bestudeer hom, kry kassette, stop die kaset, maak 'n notaatjie, kry vir jou 'n notaboek, kry die video of kry die CD, stop hom, maak 'n notaatjie, bestudeer hom en dit wat jy daar begin lees, begin dit op jou mond sit. Begin dit op jou tong sit. Begin dit deel van jou lewe maak. Prys sy naam. As jy finansiëel in die moeilikheid is, vind uit wat sê Vader oor finansies. As jy siek is in jou liggaam, vind uit wat sê hy oor siekte. As jy wil weet wie is Israel, kry studiemateriaal, doen 'n studie oor Israel. En so gaan hy aan, en so gaan hy aan, en so gaan hy aan. Dit waarmee die duiwel u konfronteer is die raad van die goddelose. Gaan vind uit wat sê sy woord. As jy nie weet waarom te soek nie, vra hulp. Kry hulp. Maar bestudeer dit. Wil jou huwelik laat geseënd wees, vind uit wat sê sy woord. Rig jou huwelik in volgens sy woord. Volgens sy woord. Mense, is nie 'n kort pad nie. Soos wat die woord die oorhand oor die lewe begin kry, gaan Satan sy greep begin verloor. En u gaan sy heerlike blydskap en vreugde en oorwinning in u lewe begin ervaar. Yeshua het gesê, hy gee aan ons al die mag oor die krag van die vyand. En daardie mag is in sy woord en in 'n verhouding met hom. En ek glo Vader wil in hierdie plek vanaand mense roep tot 'n verhouding met hom. En dis baie persoonlik. En ek wil vanaand vra, as u hier is, jong mense of wie hier ook al is, as u nie vir Yeshua ken as u saligmaker en verlosser nie, wil ek vra dat u net nadat ek nou afgesluit het met ons sal kom praat asseblief, met ek en met Dominee Johan, en hier's broer Joe en broer Owen ook wat vir u sal help. Ons sal saam met u bid en vir u na Yeshua te lei, dat u sy kind kan word. As u vanaand siek is in u liggaam, wil ons graag vir u die hande oplê en vir u bid, dat Vader u aanraak en gesond maak. As u gekwel word deur demoniese magte in u lewe, wil ons vanaand vir u bid, dat Jahwe u vry maak. Hoor u? Maar u moet nie hier uitgaan nie. U moet kom dat ons vanaand vir u bid. Kom na ons toe, dat ons saam met u staan, saam met u bid, vir u help, om vry te kom, en los te kom. Maar die uitnodiging wat ek nou wil maak, en dan sluit ek. Wie van u wil vanaand staan, dat Jahwe u sien, en u het vanaand 'n voorneme, en u sê, van vanaand af, gaan ek sy woord meer plek in my lewe gee. Van vanaand af gaan ek tyd uitkoop, meer as ooit van tevore. Hierdie woord moet my denke vernuwe. Hierdie woord moet deel word van my lewe. Ek neem daardie besluit, want ek wil vir hom leef, en ek wil hierdie wonderlike dinge ervaar, wat ek vanaand gehoor het, sy woord vir my kan doen. Moenie opstaan omdat ek het vra nie. Staan op omdat u in u hart daardie besluit neem vanaand. Wie van u wil ingesluit wees in hierdie gebed? Staan net op en dan gaan ek vir u bid. Baie dankie. Baie dankie. Prys sy naam. 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 Wie van u het 'n Bybel vanaand by u? Sit hom aan u bors. Sit hom aan u bors. As u nie 'n Bybel het nie, daar op die tafel agter is Bybels, dan kan u dit kry by ons tafel vanaand, maar u moet 'n Bybel kry. Asseblief, nie die 83 verdraaiing nie. Die 53 vertaling. Of as jy Engels is, die King James. Amplified is ook alright. Maar vat die Bybel, druk hom aan jou hart vanaand. Kom ons bid. O Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord wat ons vanaand kan hê. Dankie Vader vir die prys wat daar betaal was deur ons voorouers, selfs met hulle bloed. Die Franse genote vir hierdie dierbare boek wat ons vanaand kan hê. Dankie dat hierdie boek deur al die eeue heen die aanslae weerstaan het en teëgestaan het. Dankie dat hierdie boek geïnspireer is deur die Heilige Gees. Dankie dat hierdie boek die raad van Jahwe bevat.
Dankie dat hierdie boek, as hy in my hart is en op my tong is, my sal vrymaak en losmaak. Dankie dat hierdie boek my denke kan vernuwe. En soos Dawid wil ons vanaand sê, ons het u woord lief. En ons wil ons lewe inrig volgens u woord. En ons vra vanaand 'n diep liefde in ons harte, meer as ooit van tevore vir u woord. Ek bid dat hierdie woord, hierdie dierbare ou boek deur die Heilige Gees elke dag vir ons oopgemaak sal word. Ek bid vir die ou mensies wat staan vanaand, dat u woord van vanaand af die oorhand sal kry oor hulle lewe, dat hierdie woord hulle in besit sal neem, dat hierdie woord hulle denke sal beheer, dat hierdie woord hulle lewens sal beheer, dat hierdie woord in hulle huise sal kom, dat hierdie woord in hulle liggame sal kom, dat hierdie woord in hulle siele en hulle emosies en hulle wilskeuses en in hulle denke sal kom, dat hierdie woord, my Vader, sal begin om die oorhand te kry in hulle lewe. En ek bid dat u van vanaand af u woord vir hulle sal oopmaak. En ek bid dat hierdie woord eerste plek in hulle lewe sal hê. In Yeshua se kosbare naam bid ek dit. En nou wil ek 'n vrylating uitroep oor hierdie plek. En die van u wat deur enige iets gebind is, depressie of vrees of siekte of wanhoop of wat dit ook al mag wees, ek wil vra dat u net u hande in die lig sal steek terwyl ek vir u bid vanaand. Vader, u sien hierdie hande en u sien dit wat hierdie mense nodig het vanaand. En in die naam van Yeshua die Messia kom ek met u woord teen hierdie magte van die duisternis wat hierdie mense gevang hou. En ek sê dat in Yeshua die Messia is ons verlos van die mag van die duisternis, en elkeen wat die naam van Yahweh aanroep sal gered word. En nou op grond van u woord en met die gesag wat u aan my gegee het as u knegt, breek ek die duiwelse heerskappy, breek ek die duiwelse houvas, breek ek die duiwelse greep oor hierdie mense, en ek maak hulle los in Yeshua se naam, ek maak hulle vry in Yeshua se naam, en ek spreek lewe oor hulle, en ek dank u vir heerlike vryheid, en ek kondig nou aan die aangename jaar van Yahweh in hierdie plek. Ek kondig vryheid aan, ek kondig verlossing aan, ek kondig genesing aan, ek kondig oorwinning aan, in Yeshua se kosbare naam. As u dit glo, sê amen saam met my. Prys sy kosbare naam. Baie dankie, u kan maar sit. Loof hom, loof hom, loof hom.